Goeiemôre almal. Baie welkom by ons goeie Vrydagdiens en ons gaan ook die nagmaal saam vier vanoggend. My mikrofoon is weer reg want verlede Sondag het dit geraas. Ons kon hom glad nie gebruik nie. Toe moes ek met 'n mikrofoon gepraat het. Maar dit is nou weer reg, so want party het 'n bietjie geskrik. Daai geluide was hard. Maar baie welkom hierso vanoggend. Dit is lekker om hier saam te wees. Ek kan eintlik nie glo dit is nou Paasnaweek nie. Dit voel amper vir my nog 'n bietjie onwerklik. Maar ons het nou met 'n tydperk van 47 dae in lydenstyd gereis tot hierdie dag. Ons kom nou by die hoogtepunt. Dis die hoogtepunt van ons hele kerkjaar. Sondag gaan ons fees vier. Maar nou staan ons eers stil by Jesus se lyding, sy kruisiging. Ons dink aan die prys wat hy vir ons betaal het, wat hy vir ons deurgemaak het. En ons staan eintlik in verwondering want ons verdien dit glad nie. Ons moes gestraf geword het vir ons sonde. Maar Jesus wat geen sonde gedoen het nie, het in ons plek die straf gedra. So dis wonderlik as ons net so dink aan God se liefde en genade. Ek wil ook welkom sê aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg wat ook inskakel. Hulle gaan ook die nagmaal saam vier en almal wat regstreeks ook inskakel. Baie welkom ook aan julle, waar ook al jy is. Dit is ook maar tyd wat mense bietjie weggaan baie keer. So, maar mag dit 'n spesiale geseënde Paastyd wees vir almal van julle. Lekker saam met familie ook as jy daai voorreg het. Ek het nou in die week, toe praat ek met 'n man, hy is 'n Chinees, hy's 'n Christen, hy kan so bietjie Afrikaans praat, maar hy praat nou meer Engels. Hy het 'n orkes en dan toer hulle nou, hulle gaan baie in Afrika en hulle gaan ook baie soos as 'n kerke nou hulle uitnooi, dan maak hulle musiek en dan vertel hulle nou ook van die Here. Maar toe kom hulle nou daar by Noupoort in die Noord-Kaap. En dis nou maar baie Afrikaans en hy wil toe nou, hy dink ek gaan nou maar begin. As ek nou begin gaan ek bietjie Afrikaans praat. En hy sê toe vir die mense, hy wil hê hulle moet mekaar groet. Maar hy wou eintlik gesê het groet die besoekers vanoggend hierso. Maar hy sê toe groet die versoekers. En hy sê die versoekers om julle. En die mense kyk toe net, niemand groet nie, hy verstaan nie wat gaan aan nie. En die dominee kom na hom toe en sê, wat wou jy gesê het? En toe sê hy, nee, die visitors. Toe sê hy, nee, dit is nie daai woord nie. Toe sê hy, jy moet maar eerder Engels dalk praat verder. Maar ek wil nou vra, kom ons groet mekaar. As dalk is hier 'n besoeker ook, iemand wat jy nie ken nie. Ons groet mekaar, ons sê vir mekaar môre. Dan wil ek vra, as jy enige besoekers is vanoggend, as jy asseblief jou hand sal opsteek, as jy wil, ons gee 'n kruisie, wat sê welkom by Nooit Gedag. Is hier enige besoekers, hier's 'n paar hande. Kallen, gaan jy help sommer asseblief? Ek sien daar in jou ry is 'n besoeker. Hierso is ook 'n jy gaan nou 'n bietjie rondloop. Dis kyk maar net vir die hande, daar by jou is een hand, hierso is 'n hand. Kallen is daarom fiks, maar Boets gee hom bietjie af. Daar is ook hande. Baie welkom aan almal. Dankie. Ek sien nie nog hande nie. Ek sal dit nou by jou kry, sommer hou maar eers, dankie. Maar baie welkom almal, dit is regtig, is lekker om hier saam te wees. Ons is ook bly as die besoekers is. Ons hoop julle voel tuis en welkom. Ek wil nou vir die kinders iets gee. Dit is so 'n aktiwiteit wat julle kan doen oor hierdie Paasnaweek. So julle kan vorentoe kom en dit kom kry. Ek het nou gesê, Jesus het vir ons gesterf, ons dink daaraan, maar Sondag gaan ons fees vier. So hierso is so 'n aktiwiteit wat julle nou die reis na Paasfees ietsie mee gaan doen.
Dan kan julle 'n bietjie daaroor gesels ook as 'n gesin. So hier's vir julle elkeen. Hulle moet jou dalk help met die Afrikaans bietjie, Gareth. Maar hy verstaan daarom Afrikaans ook. Assai, hier's vir julle. Assai. Kan julle 'n bietjie knip en plak. Dis lekker iets wat mense as 'n gesin ook saam kan doen. Want mense kan van vergeet waaroor gaan dit en mense is net bly dis dalk 'n lang naweek. Maar hierdie is regtig die hoogtepunt van die hele kerkjaar. En ons moet bietjie stil staan by wat het Jesus vir ons gedoen? Wat het regtig gebeur? En hoe het hy alles verander vir ons? Ons gaan so beurtspraak saam doen. Ek sê nou die gedeelte langs die vee en julle langs gemeente. Ek kan maar aangaan aan so. Ek dink julle sê die gedeelte langs die gee elke keer. En dit is ook Jesus se ek is uitsprake. Se 7 ek is uitsprake is ook hierin. Here Jesus, U het gesê ek is die brood wat lewe gee. Here Jesus, U het gesê ek is die lig vir die wêreld. Here Jesus, U het gesê ek is die ingang vir die skape. Here Jesus, U het gesê ek is die goeie herder. Here Jesus, U het gesê ek is die opstanding en die lewe. Here Jesus, U het gesê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Here Jesus, U het gesê ek is die ware wingerdstok en julle die lote. Bly in Christus Jesus. En in Romeine 5 vers 7 tot 11 in die boodskapvertaling hoor ons die volgende en dit is so wonderlik as mens dit hoor. Nie een van ons sal ooit ons lewe vir iemand anders prysgee nie. Ja, miskien nog vir 'n baie goeie vriend of vir die een of ander goeie mens. God is heeltemal anders as ons. Hy wys juis hoe lief hy ons het deurdat Jesus in ons plek dood gegaan het toe ons almal nog 'n spul sondaars was. As God so ongelooflik goed vir ons is, deur ons van ons sondes vry te spreek, omdat Christus se bloed in ons plek gevloei het, hoef ons nie meer vir sy oordeel bang te wees nie. Dan sal Jesus ons ook mos help wanneer ons voor God se oordeelstroon moet gaan staan. Sy dood het ons in die regte verhouding met God gebring, toe ons nog aardsvyande van hom was. Hoeveel te meer sal ons dan nie deur die lewende Jesus van die oordeel van God gered word nie. Daar is selfs nog meer rede om fees te vier. Ons kan nou al dag vir dag in blydskap voor God leef. Dit is net aan ons Here Jesus Christus te danke. Deur sy dood het hy gesorg dat ons saak met God reg is. Ons is so dankbaar daarvoor. Ons kon nie self ons saak met God reg gemaak het nie. Ons kon nie self onsself gered het nie. Ons was heeltemal verlore in sonde. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan staan en ons gaan die lied sing, Here, ons sal U loof. Kom ons loof en prys die Here.
Kom ons bid saam voor ons vir oggend se skrifgedeelte gaan lees. Ons hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie dat ons hier saam kan wees as u gemeente in u teenwoordigheid. Ons dankie dat u ons so liefhet, dat u so genadig is. Ons verdien nie hierdie goeie dinge nie. Here, maar u het ons so lief. U het die liefde bewys aan ons deur u seun te stuur om ons te kom vrykoop. Here, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ons staan in verwondering, ons word getref weer deur u groot liefde. Here, waar ons nou gaan lees in u woord, bid ons ook, Here, praat met ons daardeur. Ons hoor baie stemme, daar's baie dinge wat gebeur, maar ons wil u stem hoor. Ons het dit nodig. Here, as ons kyk na Jesus en wat hy gedoen het, dan moet ons ook bely ons skiet tekort. Ons wil nie altyd soos hy opoffer en dien en lief hê en onsself gee nie. Maar ons bid, want ons weet, Heilige Gees, u verander ons. Ons wil, ons wese, u verander ons teen diepste. So ons vra, kom doen dit, kom vul ons, kom vernuwe ons. Help ons om deur die liefde van Jesus in beweging gebring te word. Dat ons nie dieselfde hier kan uitstap nie, want ons het weer besef, ons oë het oopgegaan vir Jesus en wat hy gedoen het. Wie hy is. Here, ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. So ek gaan vir ons lees uit Lukas 22 vers 39 tot 23 vers 49. Dit is 'n langerige gedeelte, maar dit vat ons van waar Jesus in Getsemane is tot waar hy sterf. So ons gaan nou eintlik, ons maak nou daai reis saam met hom tot waar hy sterf. Ek begin vir ons, Jesus in Getsemane. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan. En sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond geval het. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Jesus word gevange geneem. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit, soos teen 'n rower. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans. Petrus verloon Jesus. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei
en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van sowat 'n uur het nog een met beslisheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai na Petrus en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Jesus word bespot. Die manne wat vir Jesus bewaak het aangehou om met hom die spot te dryf en hom te slaan. Hulle het hom geblinddoek en gesê, jy is mos 'n profeet. Sê wie het jou geslaan? En nog baie ander godslasteringe dinge het hulle hom toegesnou. Jesus voor die Joodse raad, Pilatus en Herodes. Toe dit dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle, al sou ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie. En al sou ek vir julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit. Toe vra hulle almal, dan is jy die Seun van God. Hy sê vir hulle, dit is soos julle sê, ek is. Daarop sê hulle, waarvoor het ons dan nog getuienis nodig? Ons het dit mos uit sy eie mond gehoor. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom gebring deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vra hom toe, is jy die koning van die Jode? Hy antwoord hom, dit is soos u sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Jesus voor Herodes. Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileër is. Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy hom na Herodes toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jesus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het. Het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang, met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe gestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword.
Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Pilatus lewer Jesus oor om gekruisig te word. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opreier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat." Maar soos een man het hulle geskreeu: "Weg met hom, laat Barabbas vir ons los." Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep: "Kruisig, kruisig hom." Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat." Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het. Maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Dan kom ons nou by die kruisiging. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae wanneer hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met groen hout doen," dis Jesus verwys na homself, "wat sal hulle dan met die droë hout gebeur? Wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons sonde. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou,
Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus sterf. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ek gaan net 'n paar oomblikke gee dat mens net in stilte bietjie nadink oor dit wat ons nou gehoor het, oor hoe Jesus gelei het, gespot is, geslaan is, verneder is en gesterf het, wreed aan die kruis. Ons hemelse Vader, as ons hierdie woorde so weer gehoor het, dan kry ons hoendervleis. Dit tref ons diep. Ons kan U net loof en prys en dank. Ons kan net hier uitstap en U met ons lewe gaan eer. U Jesus het U self gegee vir ons. Dankie daarvoor, Here. Ons is so dankbaar dat ons wie glo kan weet die dood is nie die einde nie. Die dood is oorwin. Die dood kon U nie vasvang en toesluit nie. Ons wie glo weet ons het 'n wonderlike toekoms. Ewige lewe in U teenwoordigheid. Here, dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die lied sing meer as ooit. Ons kan maar bly sit en dit sing. En dan kan die nagmaaltafel ook gereed gemaak word, asseblief. Kom ons sing die lied saam.
Ons gaan vanoggend die nagmaal ook saam vier, so ek gaan net vir ons 'n gedeelte uit die formulier lees. Ons dink veral vandag aan Jesus se lyding. En die nagmaal help ons ook daarmee. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens weer vernuwe word. Ons gaan net fokus op een van die betekenisse van die nagmaal vanoggend. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die aanskouing van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lewensweg van Jesus Christus voor die Gees. Ons dink hoe hy geleef het, hoe hy gelei het, wat hy alles deurgemaak het. Vanoggend se gedeelte het ons ook daarmee gehelp wat ons gelees het. Ons dink hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Ek gaan vir ons lees uit die lied Vlam 91, en die wat by die tafel gaan aansit, kan so lank vorentoe kom. Ek gaan net vir ons hierdie lees, terwyl hulle vorentoe kom. Die lied se naam is, U genade vir my is genoeg. Sien hoe Jesus daar loop in Jerusalem, met 'n kruis op sy rug, en 'n doringkroon. Hoor die menigte skree en roep, kruisig hom, so betaal hy die sondeloon. Sien die lam aan die kruis daar op Golgotha, God wat mens word en ly, die vernedering. Sien die liefde vir ons in sy oë, toe hy roep, dit is volbring. Ja, ek dank U vir U genade, o Heer. U het die kruis gedra, U bewys U genade aan my telkens weer, en dis meer as wat ek kan vra. In die ryk van die dood het hy neergedaal, ja, uit liefde vir ons, wat ons nie verstaan nie. Maar die steen van die graf is nou weggehaal. Jesus leef, hy het opgestaan. Kom ons bid saam voor ons die nagmaal gebruik. Ons hemelse Vader, ons dank U dat U U seun Jesus gestuur het vir ons, dat U ons so lief het. U wil nie hê ons moet verlore gaan nie. So Jesus is gestuur. Hy het gekom, hy het homself verneder, hy het gelei, hy is wreed doodgemaak. Here, dit is verskriklik as ons dit hoor. Dit maak ons hartseer. Hy het dit vir ons gedoen, sonder dat ons dit verdien. Ons dank U daarvoor. Dank U dat ons wie glo kan weet, ons het die ewige lewe. Ons wie glo en Jesus volg. Ons is kinders van God. Here, dit is als genade. Ons bid Heilige Gees dat U ons sal saambind in liefde vanoggend as lede van een liggaam. Versterk ons geloof. Help ons
Versterk ons geloof en help ons om te gaan dien in hierdie wêreld. Om onselfsugtig soos Jesus te wees. En lief te hê, ons naastes, maar selfs ons vyande. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die wyn of die druiwesap wat ons geskink het, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Die brood en die wyn en die druiwesap kan nou uitgedeel word. Dankie.
As jy nou by 'n familielid sit, moet jy dalk jou broodjie nou nog kleiner breek, want ek dink daar's bietjie te min. So nou leer mens mededeelsaamheid ook 'n bietjie. Moet jy? Oorgeslaan met die uitdeel van die brood of die wyn of die druiwesap, maar is een stukkie broodjie nog oor, ongelukkig. Maar ja, julle het vir julle gekry. OK, julle kan maar gaan sit dan, dankie. Hier is nog wyn en druiwesap as iemand dalk nie van dit gekry het nie. So. Neem die brood, eet dit, dink daaraan dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het en glo dat hy so al jou sondes weggevat het. Neem nou die wyn of die druiwesap, drink dit, dink daaraan en weet dat Jesus se bloed vir jou aan die kruis gevloei het, glo dat hy al jou sondes weggevat het. Kom ons lê die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre om die nagmaaltafel kon aansit. Here, baie dankie dat ons u dood kon gedenk het vanmôre. Met die brood, u liggaam, met die bloed, die bevryding van die sonde. Dankie Here dat u die juk van die sonde van ons afgehaal het. Nou kan ons as verlosters lewe. En as ons hier weggaan vandag, Here, dat ander mense dit ook moet kan hoor. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Ons gaan die gebou in stilte verlaat, omdat dit nou Goeie Vrydag is, waarop Jesus gesterf het. Daar gaan net 'n deurkollekte wees, en ek gaan die Christuskers doodblaas, en dan Sondag kom ons nou en vier, dat Jesus, wat doodgemaak is, opgestaan het, dat hy leef,
As jy 'n blommetjie wil saambring Sondag, kan jy ook, want ons is vrolik, ons vier fees.